Hallo kykers en welkom by hierdie week se episode van Blitz Fokus. Ek is Annemarie de Tooy, julle aanbieder vir die week. Ek is baie opgewonde om julle hier te hê hierdie week. Ons het vir julle opwindende musiek, vir voor in die koor, 'n goeie boek vir nuut op die rak, maar belangrikste van alles en dit wat ek weet die meeste van julle se belangstelling trek, het ons hierdie week vir Etienne Lombard as ons gas. Etienne is 'n Namibiese atleet wat al op nasionale en internasionale vlak presteer het. Ons gesels bietjie met hom oor fiksheid en sy program en sy dieet en ons is so opgewonde om hom hier te hê. Ons tema vir hierdie week is fiksheid en selfverbetering. So om meer te sien van Etienne, meer te hoor van ons boek en 'n bietjie 'n liedjie te kry om jou op te kikker, kyk verder vir Blitz Fokus hierdie week. Hallo kykers en welkom by hierdie week se Wat's Nuus. Ek het vandag vir Jousa by my. Ons gaan bietjie vir julle net bietjie die nuutste, bietjie die updates en so bring. Hallo Jousa, hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed met my. Hoe gaan dit met jou, Marie? Goed, dankie. Het jy lekker naweek gehad? Dit was net baie, dit was nie lank genoeg om nog te rus nie. Dit voel vir my, deesdae voel alle naweke te kort, maar dis seker omdat ons groot word. Nee, ek dink ons raak oud. Moenie Soos dit hulle sê. sê. Ons is nog nie oud nie. Nee, ons is bloedjong. So, Jousa, vir hierdie week se Wat's Nuus, gaan ek bietjie met jou gesels. In hierdie week se Zone het ons 'n artikel wat uitkom oor die Tri-School Athletics wat laasweek plaasgevind het. Vertel vir my tog meer. So, die Tri-School Athletics was gewees WAP, WAS en Windhoek Gym, wat vir die eerste keer in die geskiedenis teen mekaar deelgeneem het. Dit was amper soos 'n interhoor gewees, maar nou gewoonlik is die interhoor mos nou net WAS en Gym. Ja. En toe hierdie jaar het hulle vir WAP bygesit. Dit was baie interessant geweest. Die vibes was daar geweest. Die mense het deelgeneem om te wen. Daar was nie grappies geweest nie. Hulle het nie tyd saamgebring nie. Jy weet mos. Ja, so as jy nou moes kyk na daai 3 skole, na daai WAP, WAS en Gym, watse skool sou jy gesê het vooraf sou jy gedink het moes wen? Ek sal sê WAP, omdat almal ken WAP is die skool van sports. Almal ken dit. Almal weet dat WAP WAP is die skool in die hele atletiek wêreld. Kom ek sê liewer se 'n Namibia in vir nou. So ek sal sê WAP moet eintlik gewen het. Ja, maar kom ons wees julle. WAP is die skool om te beat. Ek is bly jy sê dit, want jy weet mos WAP is my hartskool, dis soos my baba daai. Maar snaaks genoeg, ons het nie resultate gekry nie. Maar in die aflosse het Windhoek Gym geperform. Daar was 6 aflosse gewees. WAP het 1 gevat, WAS het 1 gevat en die ander 4 het Windhoek Gym gevat. Dis nie wat ek verwag het. Ek het gedink WAP sal alles vat. Ek het ook so gedink, maar ja, ons was bietjie geskok gewees. Maar vir meer oor die byeenkoms en so moet ons kykers maar gaan die Zone gaan lees wat donderdag uitkom sodat hulle net bietjie meer inligting kan kry. Ja, en dan het daar gisterand iets baie interessant gebeur. Iets waaroor ek opgewonde is om te gesels. Dit was die iHeart Radio Music Awards gewees gisterand. Dit was gister. Ja. En hele tyd dink ek dit kom nog aan. Toe mis ek dit nog. Jy kan dit daarom op TikTok gaan kyk. Daar's baie snippets om te kyk. So, Taylor Swift, jy weet ek is 'n Swiftie. Ek en jy werk baie naby mekaar, so jy weet ek is 'n Swiftie. Het Tour of the Century gewen. Impressive. Ja, so wat dink jy daarvan? Want ek weet jy is nie noodwendig Swiftie soos wat ek is nie. So wat is jou opinie? Hoe voel jy daaroor? Om eerlik te wees, ons almal weet Taylor Swift kom 'n lang tyd in die musiekbedryf in. Sy kom letterlik, hoe oud was ek dink, 16, 17 daar rond? Ja. En sy het letterlik hard gewerk. So ek sal sê sy definitief verdien die wen. Want I mean, al haar tours, dis altyd energie, dis vibes, dis ek wat nie 'n fan is, die kan sê, sy gaan al uit in hy tours in. Die kostuum, die musiek wat sy altyd speel, kyk nie, die dance moves. Ja, nee. Kan jy dink jy moet vir 3,5 ure aan een sing en dans? Ek weet ek is nie fiks genoeg om dit te doen. Ek weet nie van jou nie. En haar skoene. Ja, en haar skoene. Die hakskoene wat sy altyd dra. Ja. En dan was daar 'n ander een. Hierdie een is bietjie ek is bietjie op my senuwees om daaroor te gesels.
Ek weet Lady Gaga is nie altyd vreeslik gewild Ja. onder die Afrikaanse mense nie, want sy's bietjie, soos die Engelse sal sê, out there. Maar Lady Gaga het Innovator of the Year gewen. En Okay. ek luister nie regtig haar musiek so Ja. vreeslik nie, maar ek weet jy het gesê jy hou nogals van haar musiek. So gee vir ons 'n bietjie agtergrond, hoe voel jy daaroor? Is jy opgewonde vir I mean, ek is 'n Lady Gaga fan. Ek is Gaga all the way. Vir my is, sy's interessant man. Sy's uniek in haar eie wêreld. Dit sy bly letterlik in haar eie wêreld. En dis soos 'n, you get what you get. wat jy sien is Ja, wat jy wat jy kry. sien was wat jy kry van haar af. Haar musiek, dis uniek. Dis nie dieselfde nie. Dis altyd, jy sal altyd verpas wees om haar musiekvideo's te Sy kyk. daai skok. Ja. So as jy haar sien dan is jy altyd geskok en sy gee vir mense iets om oor te praat. Exactly, haar klere, dis altyd dit. En ook in haar musiekvideo's, haar klere is spot on. Dis kreatief en dis nie boring nie. So vir my, I mean, sy definitief dit verdien van, sy kom met snaaks so goed aan. Soos hulle sê, is weird. Ja. Maar innovative, dis definitief, al haar musiekvideo's is innovative. So sy definitief sy verdien dit. Nou wag ons nog net vir Sabrina om ook op te kom daar. Ja, ek kan nie wag om dit te sien nie. Sy is ook een van my persoonlike gunstelinge. So ons wag nou net vir haar, laat sy ook kom ben. Maar Josa, dit was baie lekker om jou by my te hê vir hierdie week se Wat's nuus. Kykers, ons sien julle net hierna wanneer ons met Etienne Lombard gesels. Snaaks genoeg het hy ook aan die 3 skole atletiek deelgeneem en hy gaan vir ons bietjie meer vertel van sy fiksheid en hoe hy gekom het waar hy is vandag. So ons sien julle net hierna vir ons onderhoud met Etienne. Hallo kykers, op hierdie week se episode van Blitz Fokus het ek vir Etienne Lombard op die Blitz Fokus bank. Ek is baie opgewonde om vir Etienne hier te hê. Etienne is 'n Namibiese atleet. Hy is in Windhoek Afrikaanse Privaat Skool en hy gaan vir ons bietjie meer vertel oor sy fiksheid, hoe hy gekom het waar hy vandag is ensovoorts. Hallo Etienne. Hallo, Hoe gaan dit met jou? rustig met jou. Goed, dankie. Het jy lekker naweek gehad? 'n baie lekker naweek en jy? Ook lekker naweek gehad? Mooi. So, Etienne, ek gaan nou sommer inspring, dat ons bietjie begin gesels. So, vertel vir my bietjie van jou. Wie is jy? Waar kom jy vandaan? Okay, ek's Etienne. Obviously, almal ken my ook Etas, is my noemnaam. En ek's maar hier in Windhoek gebore, leef my hele lewe lank maar net hierso. En ja, as ek myself kan beskryf, ek's basies maar net 'n rustige ou. Ek gaan nie baie uit. Dit klink asof ek nou nie vriende het nie, maar ek het vriende. Maar ek wil net chill by die huis, gaan oefen, doen my huiswerk. Ek's 'n bietjie van 'n pluggie, maar is fyn. Maar ek's meer in die oefen kant, as ek so kan sê. Ek's meer vir 'n ou vir oefen en ja, dis al meeste van ek uitgaan op naweek is om te gaan oefen. Dis maar 'n week is. Okay, en so vertel vir ons bietjie, soos ek genoem het vir die kykers, jy is 'n Namibiese atleet. Ja. Vertel ons bietjie van jou paadjie na atletiek toe. Hoe het jy by atletiek uitgekom? Kyk, dit het alles begin in graad 1. Toe ek gedog ek's hierdie vinnige man. Toe word ek gehumble. Ek het gedog in eerste plek kry, ek het soos tweede of derde plek gekry. En toe graad 2, toe word ek gehumble met 'n 6de plek. Toe besluit ek, ek wil die vinnigste in die graad wees. En toe graad 3 slat ek. Wen nie die hele tyd so. Wel net by interest, by al die ander kompetisies het ek glad nie gewen nie. Daar soos by NAPSU, ek's altyd so 6de wat nooit die final gehaal het. En by Zones het ek my Ali gesien. En ja, en toe graad 7 is dit soos half waar ek vir die eerste keer vinnig geraak het. Soos breek my eerste rekords, ek gaan verder as Zones, gaan nationals toe vir die eerste keer en wen my eerste NAPSU medaljes en al daai goed. En toe hoërskool gekom het ek my, want graad 7 was ons COVID, so toe het hulle nie regtig 'n nationals gehad nie. So eers in graad 8, daar het ons eerste nationals basies gehad en daar was ek onder 14, so ek was onder 15 hardloop. So toe het ek goed gedoen. Ek het derde gekom en so, want almal is ouer as ek en ek's hierdie jong klein laaitie. En toe eers graad 9 was ek onder 15 en ek hardloop onder 15. Toe van daar af, daai graad 9 jaar het ek besluit atletiek is my ding.
Want toe het ek gehardloop en ek het baie vinnig gehardloop. Ek het rekords hier en daar gebreek en ek het net goud en nou en dan 'n silwer gewen. En dan so toe het ek besluit atletiek is my jaar, want toe het ek Namibië se span gehaal. Al het die toerie gebeur, ek tel dit nog steeds. So ja, toe van daar af het ek net besluit atletiek is my ding. Okay. Ja. En dan as ek my navorsing reg gedoen het, is jy Bahrein toe laas jaar. Ja. So vertel ons bietjie daarvan. Dit moes seker 'n ervaring uit die boonste rakke uit gewees het. Dus dit was 'n belewenis geweest, ek moet sê. En maar dit was baie lekker, maar daar was baie dinge wat ook nie lekker was nie, want soos kyk die toer was baie lekker, soos die plek waar ons gebly het, dit was alright geweest, was nie die beste nie, maar eers as hulle wou nie vir my pa 'n visa gegee het, so hy kon nie saam met my gekom het, so dit het my klaar afgesit, want ek kan nie 'n kompetisie sonder my pa hardloop nie, so ek moet weet hy kyk vir my. So eers is dit my afgesit, en tweedens, die dag voor ek kortetjies gehardloop het, en onthou hierdie soos teen die beste van die beste in die wêreld, het ek voedselvergiftiging gekry. Van daai hotel se kos was sif geweest. Toe ek het 2 happies gevat, toe sê ek, ek soek nie meer nie, en toe van daar af voel ek net naar. En daar was 'n spandokter op die toer, en sy het toe gaan kyk hoe maak hulle die kos, toe het sy ook nooit weer een keer uit toer kos geëet nie. So ek en die tannie en my chom Willem, shout out Willem, hy's 'n legend, het toe elke aand geloop na die mall toe. Elke aand 'n ander mall se kos gaan probeer en net gekoop en self gemaak in ons huisie. Want ons het in 'n hotel gebly en dis ons groot apartments. So ons het mikrogolwe en alles gehad, ons het ons eie kos toe gemaak. En toe was dit die dag van die 400 hekkie. Dit het baie goed gegaan. Ek sou soos gekwalifiseer vir die final. En toe oor die laaste hekkie, toe val ek. So ek weet nie wat gebeur het nie, want soos ek was besig om die ou van China verby te vat. So toe voel dit so ek het soos half Ja, jy het amper klaar gevoel jy het gewen. Ja, jy was daar gewees mentally, wil ek amper sê. Ja, en toe fokus ek oor die hekkie nie en toe hak my voet en toe val ek. Dit was seker die hardste val wat ek in my lewe gehad het. Harder as daai in El Nathan. Ons sal nou 'n bietjie gesels oor El Nathan, want dit was ook vir jou 'n ervaring gewees. Ja. Maar andersins toe het ons baie rondgehang. My vriend Willem het 'n oompie daar geken. Ek en my ander chom Elwyk daartoe gegaan na die oom se private house toe op 'n private island en al daai goed. Dit was weer die lekker gedeelte van die toer. Ons het malls gaan besoek en dit was weer die lekker gedeelte. En om by die kompetisie self te wees was 'n belewenis, want om langs hierdie groot manne te hardloop, in my heat op die 110 hekkie was die world champ gewees op die kort hekkie. So dit was 'n ervaring gewees en lekker gewees om met daai mense te kan hardloop. En ja, ek het baie daai ook geleer, so saam met hierdie mense en geleer hoe intens hulle oefen. Ek oefen hard, maar daai mense oefen 3 keer 'n dag as wat ek 1 keer, so teenoor my wat ek 1 keer oefen. Okay. So Ek is bly jy het bietjie gepraat daaroor. Ek wil bietjie by jou hoor. Vertel ons van jou fiksheidsroetine. Hoe bly jy fiks? Want dit is soos om 'n atleet te wees en ons sal later daaroor praat, maar veral op die vlak waarop jy deelneem en waarin jy presteer, jy moet seker soos verskriklik fiks wees. So hoe bly jy fiks? Wat doen jy? Want dis ook seker nie net atletiek oefening nie, daar's seker ander goed wat ook daarin gaan. Ja, kyk, veral pre-season is die belangrikste, sal ek half sê, van daar voor Desember en deur Desember. Soos as die Desember en my coach gee vir my 'n program van wat ek elke dag moet doen. Hy sit ook baie rus daarby, want die rus is eintlik half belangriker. Maar dan oefen ons hard, ons hardloop bulte, ons hardloop 600, ons oefen amper dat ons wil opgooi elke dag. En wat ook lekker is ek oefen saam met vriende my ouderdom, soos my een chom Roano, Springbok, Alejandro, ons almal. Ons oefen hard saam want ons het al 4 dieselfde doelwitte. En Shanray ook, hy's ook 'n legend. Ons almal oefen hard saam en ons het dieselfde doelwitte en ons druk mekaar en dit maak dit ook lekker want ons druk mekaar tot ons volle potensiaal. En ons soos doel is al 4 om ook weer Namibië se span hierdie jaar te haal. Ons almal werk hard daarvoor saam met ons coach. En
ons oefen nie net atletiek, ons werk hard in die gym ook en ons dieete is baie belangrik. Ons kan glad nie te veel soetgoed eet nie. Ja, vertel my 'n bietjie daarvan. Van die dieet. Ja, van 'n atleet se dieet. Kyk, like ek het nie spesifiek soos 'n day-to-day plan nie, maar ek het met ons en soos my coach het vir my net gesê ek moet soetgoed heel uitsny en ek moet baie vleis eet, veral rooi vleis. Rooi vleis is die belangrikste half. Rooi vleis, baie proteïene en goed en carbs en al daai moet ek baie inneem. En veral nadat ek geoefen het, veral soos na 'n harde sessie, soos 10 Saterdag, want daar het ek 'n dubbel sessie, 'n baan sessie in die namiddag en 'n gym sessie in die oggend. Dan moet ek tussen en na die gym sessie moet ek 'n groot steak eet met 'n eier op en bacon. Nou dis 'n dieet wat ek ook dink ek sal kan volg, ek moet vir jou sê. Ja, dit is moeilik om die soetgoed uit te sny. Ek moet sê want ek love it om 'n chocolate of sweets te Ja, eet. jy het 'n soet dan. Ja, obvious. Ek moet sê ek sal nie dit kan doen nie. Ek sal nie glad die suiker in my dieet kan hê nie. As ek elke oggend met 'n chocolate kon begin, sou ek. Okay, so nou wil ek net bietjie met jou gesels oor jou en vertel net vir my bietjie. Dit is seker moeilik om gemotiveerd te bly en ek weet ook ons is nie noodwendig op 'n plek waar die resources en goed daar is vir atlete op jou vlak om te presteer soos wat jy moet nie. Is dit vir jou moeilik om gemotiveerd te bly? Hoe bly jy gemotiveerd? Nee, dit is moeilik om gemotiveerd te bly, ek moet dit sê. Maar al hoe ek gemotiveerd bly is ek het so 'n foto van my waar ek laas jaar nationals gewen het. Dis die eerste keer wat ek 'n kort hekkie nationals gewen het. So ek het so 'n foto gaan uitprint en daar gaan sit by my spieël in my badkamer. So elke oggend as ek tande borsel, sien ek net wat my potensiaal is en wat ek kan doen, want ek het daai dag, ek gaan dit nooit vergeet, ek het daai dag baie goed gehardloop. So dit soos wys my wat my potensiaal is elke oggend en soos my doel is nie nou hierdie NAPSO of regionals of so nie. Dit is vir my baie belangrik want ek wil 'n NAPSO span haal en ek wil al daai goed doen. Maar vir my is die belangrikste om nationals te gaan doen en moontlik te kan wen of om die onder 20 Namibiese span te haal en al daai. So dit is moeilik om motivated te bly, maar I mean, selfs my foon se wallpaper is 'n foto van my atletiek tekkies en al my profile pictures is waar ek atletiek hardloop. So oral waar ek op my foon gaan of foto's op my leers by die skool of op my boeke, alles is waar ek atletiek doen sodat my net heeltyd kan herinner wat my goal is en wat ek kan doen en dat ek die potensiaal het om dit te kan doen. Okay. En dan jy het nou 'n bietjie gesels oor jou pa en hoe jy nie kan hardloop as jy nie weet hy kyk vir jou nie. Is daar nog sulke mense in jou lewe wat half saam met jou die pad stap, wat jou go-to's is in sulke situasies, wat jou help om gemotiveerd te bly en so? Kyk, so definitief dis my pa, want ek weet hy kom al van kleintyds af en hy het my ook half in die atletiek ding ingedryf en hy hou baie van dit dat ek atletiek kies. Tweedens, my ma wil net daar wees om vir my te skree. Sy gee nie om nie, sy wil net skree en sien hoe ek wen of 'n PB hardloop of iets. So ek kan ook nie soos hardloop sonder dat ek my ma se geskree hoor, want I mean, as jy al atletiek gekyk het, jy kan nie my ma se skree mis nie. Ja, ek wou nou sê jou ma is 'n baie oulike tannie, maar sy hou van atletiek ondersteun. Ja, en wel my suster nou en dan sal sy geluk om sê of sterkte of so iets, maar die mense wat 'n groot rol speel is my coach. I mean, ek het mos al coaches geskuif, so dit is bietjie anders, maar die coach wat ek nou is, hy weet waarvan ek hou en wat ek kan doen en hy is daar by elke kompetisie en elke races wat ek hardloop en hy sê nie altyd positiewe goed vir my nie. Hy self vir my sê ek het goed gehardloop, maar ek kan dit en dit en dit verbeter en dan werk ons daaraan. So ek wil ook dit is ook vir my lekker as ek hardloop om te weet my coach is daar om te kyk hoe ek hardloop. Okay. Ja. En dan jy het nou die week wat verby is, deelgeneem aan die 3 skole atletiek teen WHS en Windhoek Gym, wat name is wat ek weet ek nie eintlik moet noem terwyl jy in jou WAP skoolklere langs my sit nie. Hoe het jy dit ervaar? Hoe was dit vir jou gewees? Dit was 'n belewenis en ek dink hulle moet so iets jaarliks doen want dit is soos Suid-Afrika, hulle het baie so interhoor kompetisies en as ek met hulle praat, hulle sê dis die beste kompetisie van die jaar en nou vir my,
dit was 'n belewenis want jou hele skool sit daar en hulle support jou en dit is so lekker dat die mense met wie jy so goed oor die weg kom of die mense wie jy elke dag sien, kan sien wat jy elke dag doen en hoe jy eintlik op die atletiekbaan kan perform. So dis vir my baie lekker om atletiek ook in ag te neem en hoe mense sien wat ons kan doen. Waarvoor jy werk. Ja, waarvoor ons Want werk. ek dink dit is ook baie maklik soos jy gesê het, jy kuier nie regtig nie. Vir jou vriende om te sê, hy's 'n plig, jy kuier nie, maar dan by so iets, dan sien hulle al waarvoor dit alles is en hoekom dit is dat jy nie noodwendig elke Saterdag uitgaan en so saam met hulle nie. En dat hulle sien dit is ook die moeite werd vir my, want daar na die 200 by die Inter hoor, toe ek mos nou gewen, en toe ek nou daar terug verbystap, toe roep almal vir my, en toe word ek hier opgetel en alles, en hulle sien net hoe gelukkig ek is, en Ja, kyk, dis van die mooiste oomblikke, is daai Ja. oomblikke na skole atletiek. Ek persoonlik is groot liefhebber van skole atletiek. Die mense hier by die werk sal ook vir jou kan sê, as daar 'n atletiek byeenkoms is, wil ek daar wees en ek het self atletiek gehardloop op skool. Dis vir my die mooiste oomblikke is wanneer half jou vriende en so na die tyd, veral want ek het dit nou dopgehou met WAP omdat ons dit uitgesaai het en so. Daai wat hulle jou so gedruk het en wat hulle vir jou geluk sê en dis amper asof dit half alles die moeite werd maak wat jy opgeoffer het deur jou loopbaan. Dan wil ek by jou hoor, baie atlete soos jy wat op skool presteer, los atletiek na skool. En ek en jy het nou al so 'n bietjie oor gesels voor die episode en so, maar wat is jou planne rakende atletiek as jy nou, want jy's matriek, ons sien op jou baadjie, jy's amper klaar. So, wat is jou planne? Gaan jy aanhou atletiek hardloop? Ja, ek gaan my bes te probeer. Kyk, God het vir my talent gegee en ek wil dit nie net weggooi omdat ek nou universiteit toe gaan nie. So kyk, dit gaan obviously baie moeilik wees om 'n social life, om leer en om sport te kan balanseer daar, maar ek gaan dit definitief probeer. Die coaches is daar, die baan is daar, so en die koshuis waarin ek moontlik wil kom is reg langs die baan. So dit gaan my net die hele tyd by my venster uitkyk, intimidate, soos kom oefen. So ek dink ek gaan definitief atletiek probeer na skool. OK, en dan laaste vraagie, dan is ons ook klaar eers met jou vir vandag. Het jy 'n boodskap vir jong atlete wat dalk opkyk na jou en wat dalk vir jou kyk en dink dis wat ek met my lewe wil doen, maar hulle is nie 100% seker waar om te begin nie? Kyk, dit is moeilik om te begin en moeilik om dedicated te bly, maar eerstens jy moet die regte coach kry. 'n Coach kry wat jou wil help, dan sal jy die regte pad kan vind. Dis nie net met atletiek hier, dis met rugby, netbal, hockey, enige sport of selfs op skool. Jy moet ook 'n juffrou hê wat van jou hou en wat van dit hou om met jou te werk. So, jy net seker maak jy het so iemand daar wat jou kan help en ook iemand wat jou support in jou lewe. En andersins as jy dit het, moet jy net aanhou hard werk. Jy moet nie opgee nie. Jy moet met aanhou probeer en definitief vir God hê langs jou om jou te help. Dit help jy probeer al hierdie en dan is God hier by jou nie, want dan is dit nie moontlik nie, want met God by jou is enigiets moontlik en dan sal jy definitief al jou mikpunte kan bereik. OK. Wel, Etienne, dit was baie lekker geweest om jou hier te hê. Inderdaad. Dankie dat jy gekom het. Baie dankie dat julle my genooi het. OK, kykers, dan sien ons julle net hierna vir Nuut op die Rak en voor in die koor. OK kykers, so vir hierdie week se Nuut op die Rak gaan ons bietjie met julle gesels oor 'n boek deur James Clear. Die boek se naam is Atomic Habits. So eers gaan ek net vir julle 'n bietjie vertel van die skrywer. James Clear is 'n bekende skrywer, spreker en kundige oor gewoontes, besluitneming en voortdurende verbetering. Sy boek Atomic Habits het miljoene mense wêreldwyd gehelp om hul lewens te verander deur klein konsekwente veranderinge. Clear se werk is gebaseer op wetenskaplike navorsing en werklike voorbeelde wat dit maklik maak om sy beginsels in jou daaglikse lewe toe te pas. Hy glo dat sukses nie oor drastiese veranderinge gaan nie, maar oor klein verbeterings wat oor tyd opbou. Vandag is hy een van die invloedrykste stemme oor persoonlike ontwikkeling en produktiwiteit. So, bietjie meer oor Atomic Habits. Het jy al probeer om nuwe gewoontes te bou, net om na 'n paar dae op te gee? Dan is Atomic Habits die boek vir jou om te lees. Hierdie internasionale topverkoper wys hoe klein slim veranderinge enorme resultate kan oplewer.
Claire verduidelik hoekom ons sukkel met nuwe gewoontes en hoe ons ons omgewing, denke en stelsels kan aanpas om suksesvol te wees. Met praktiese wenke en inspirerende stories wys hy hoe jy slegte gewoontes kan breek en goeie gewoontes kan bou en dit vir altyd kan behou. So vir meer oor Atomic Habits sou ek voorstel dat julle die boek gaan koop. Die boek het my lewe verander. Ek het hom gelees, baie van my slegte gewoontes het ek gebreek as gevolg van die boek en baie van my goeie gewoontes wat my gekry het waar ek vandag is, het hierdie boek en sy stories my gehelp. So ek sou voorstel, gaan koop die boek, gaan lees hom en los julle ervarings met hom op Blitz Fokus se sosiale media. Ons sien julle net hierna vir voor in die koor. Okay kykers, so vir hierdie week se voor in die koor het ons vir julle 'n liedjie waaroor ek baie opgewonde is. Soos julle weet is ons tema vir hierdie week selfverbetering en fiksheid. Hierdie week se liedjie is Doef Doef deur Sint Pieter, Katinka die Kat en Loufie. Nou ek weet wat julle dink, dis nie noodwendig 'n nuwe liedjie nie. Maar ek het al ondervind dat as jy hierdie liedjie luister, dan sit dit jou net in die regte spasie om te gaan oefen, dit kikker jou op, dit maak jou wakker. Die liedjie, persoonlik, voel ek nie dit gaan oor iets spesifiek, anders as dat dit 'n hype song is, sou ek sê nie. So as jy voel, jy het bietjie motivering nodig om te gaan draf, of net iets nodig om daai huppel in jou stap te sit, gaan luister Doef Doef van Katinka die Kat, Sint Pieter en Loufie. Ek beloof vir julle, julle het nog niks gesien wat julle energie so gaan optel, soos hierdie liedjie nie. Okay kykers, dit was dit vir ons Blitz Fokus gewees hierdie week. Ons het baie lekker met Etienne gesels. Ek hoop Doef Doef gaan nie wees op jou playlist en dat dit jou gaan opkikker en jou gaan motiveer om aan die oefen te kom, aan die draf te kom, aan die werk te kom en werklik waar gaan lees Atomic Habits van James Clear. Dis 'n boek wat regtig waar jou lewe sal verander. Ons kan nie wag om julle volgende week weer te sien nie. Onthou, Blitz Fokus is elke Woensdag 6:30 op DStv kanaal 285, GoTV kanaal 25 en op OneUp2. Ons sien julle volgende week wanneer Joseph vir julle die aanbieding gaan doen en ons weer eens met 'n baie interessante gas gaan gesels.